Ek wil graag vra dat ons kyk na Jesaja 1 vers 10 tot 19. En dis 'n baie mooi teks, maar hy begin nogal rof. So as julle net daar vir my sal oorgaan na die volgende skyfies toe, dan ek gaan lees uit die Bybel vir almal vertaling uit, want dit is vir ons almal en dit is makliker om te lees. En as jy uit die 2020 vertaling uit gaan lees, dan gaan jy sien hy klink so bietjie anders, maar dit kom neer op dieselfde goed. Dankie. Dit so verwerk as hy. Kom ons lees saam. Maar julle is so Sodom en Gomorra, julle die leiers en die volk. Julle moet luister na wat die Here nou vir julle sê. Julle moet hoor wat hy vir julle wil leer. Die Here sê, hoekom bring julle vir my so baie offers? Ek is moeg vir die ramme en die vetbeeste wat julle offer. Ek hou nie van bulle en lammers en bokke se bloed nie. Ek het nie gesê julle moet na my tempel toe kom en die plek stikkend trap wanneer julle offers bring nie. Die presente wat julle vir my bring, beteken niks en die wierook ruik nie lekker vir my nie. Julle moet ophou om dit te offer. Julle vier feeste op die nuwe maandag en die Sabbatdag. Julle kom by die tempel bymekaar. Julle hou nie daarvan julle hou gewyde feesdae, maar dan doen julle slegte dinge. Ek hou nie daarvan nie. Ek haat julle nuwe maanfeeste en julle ander feeste. Hulle is vir my so swaar goed wat ek moet dra, en ek is moeg om dit te dra. Ek sal nie luister wanneer julle bid en julle hande na my toe uitsteek nie. Ook wanneer julle baie bid, sal ek nie luister nie, want julle is moordenaars. Julle moet julle was en julle skoonmaak. Dit is wat julle moet doen. Julle moenie aanhou om slegte dinge te doen nie, julle moet ophou om verkeerd te doen. Julle moet leer om goed te doen. Julle moet reg doen aan ander mense. Julle moet die mense help wat swaar kry. Julle moet seker maak dat mense reg doen aan weeskinders en weduwees. Die Here sê, kom ons praat met mekaar. Iets wat so rooi soos bloed is, kan nie wit word soos sneeu of wol nie. Mense wat groot sondaars is soos julle, kan nie rein word nie. Maar ek sal sien ons 'n akiet op. Ek sal julle rein maak. As julle luister na my, dan sal dit goed gaan met julle hier in hierdie land. Ek vra om verskoning, ek sien dit sê bo Jakobus, dis Jesaja. Die eerste ding wat ek wil noem, ek het julle gewaarsku, ek het julle gesê, dit klink soos 'n rowwe teks, en julle het miskien bietjie op 'n stadium toe nou gewonder, waar gaan die broer nou, waarheen is hy nou op pad? Maar die mense in Jesaja se tyd, so Jesaja was 'n profeet. Die mense met wie hy daar praat, was baie, wat ons noem, godsdienstig. Vandag sal ons praat van religious in Engels. Hulle het gehou by die reëls. Hulle het gedoen wat hulle moet. Hulle het offers gevat. Hulle het eintlik vieslik ook gepraat met mekaar. Dit was chaos geweest. En soos wat ons elke dag, want hierdie boodskap is eintlik vir ons ook, soos wat ons dalk elke Sondag kerk toe kom, net kerk toe gaan is nie genoeg nie. Daar's bietjie iets meer as dit wat daar agter sit. God kyk na jou gesindheid. Mense kyk na jou optrede. Dis asof God hierso sê, julle doen al die regte dinge, maar julle bedoel dit nie meer nie. Julle sê vir my, julle het my lief, maar julle leef nie so nie. Dis asof God dit vir hulle sê in daai teks. En my vraag is toe ek nou met die voorbereiding besig is, toe dink ek, wat in my lewe is dalk in lyn hiermee? Wat in my lewe, want ek bedoel, ek werk in die kerk, ek bid, doen Bybelstudie, doen jubelklub, doen omgegroepe, maar wat in my lewe is teenstrydig met dit wat ek in my godsdienst doen? En ek gaan nou gou vinnig vir julle lys vir my sondes gee. Nee, ek spot, ek gaan nie dit doen nie. Maar ek het toe besef, maar een van die goed wat ek ook gemaklik is om met julle te deel is, my mond is baie keer vinniger as wat hy moet wees. Baie keer is dit 'n grappie hier, of baie keer is dit miskien net 'n opmerking, en dan om te dink na die tyd, maar het dit nou God se naam eer gebring? Het dit nou my getuienis as 'n gelowige goed gedoen?
is dit iets wat God sou trots maak? En as jy so 'n bietjie gaan sit en dink, dan gaan elkeen van ons ook goed kan begin noem. Maar amper sê, party van ons se lysie gaan langer wees as ander, maar laat dit daar. Maar dit is 'n ongemaklike boodskap, en kom ek sê vir julle hoekom dit 'n ongemaklike boodskap is. Dit is ongemaklik want dis nie net vir hulle nie. God praat ook met ons. Ons luister na hierdie teks en soos wat die teks ook nou praat van waar Jesaja sê maar julle en julle en julle en julle. Ons dink is daar ander kant. Ons dink is daai mense wat bietjie vasgevat moet word. Dis ons ook. Dis wat dit so ongemaklik maak. Ek het hierso geskryf, dit gaan nie net oor mense daar buite nie, maar dit gaan oor ook vir die een wat sing sonder om te dink oor die woorde. Dis tog ook, ons moet dit ter harte neem. Dis vir die een wat sê, ek sal bid, maar vergeet. Daar is ek skuldig. Vir die een wat opreg wil dien, maar te moeg geraak het om dit uit te leef. Dis nou maar drie punte, maar dis alles goed wat ons as gelowiges soms mee sukkel. Ons doen ons ding, ons gaan deur ons lysie van wat maak my nou 'n goeie Christen? Daar's iets soos 'n goeie Christen nie, ons is Christene, punt. Maar wat maak my 'n goeie Christen? Okay, ek het my lysie afgetik, dis reg. God sê hierso, dit vat so 'n bietjie meer as net om jou godsdienst te beoefen. Die volgende ding wat vir my interessant is in vers 10. In hierdie vertaling, is nou nie die Bybel vir almal vertaling nie, sê dit, luister na my onderrig. En dit snaaks, hy praat nie veroordelend nie. Dis nie soos 'n hofsaak nie, dis hartsake. En hy roep ons tot 'n eerlike gesprek. Wanneer laas het jy regtig eerlik met God gepraat? Daai prentjie illustreer nou nie so mooi nie, maar met 'n familiediens ons wil lekker visueel wees. Wanneer laas het jy regtig net gaan sit en met die Here praat? Ek praat nie net van ons oggendroetine gebed, tydskleef of die aandtydsgeleef, of wanneer het jy eintlik net gaan gesels met die Here? Ek en Gabby het nou gesê, ons het lanklaas met mekaar bietjie opgevang, so ons moet vir 'n koffie gaan. Wanneer laas het jy 'n koffieafspraak met God gehad? Wat jy net gesit het en net gesê, Here, U weet hoe my dag vandag lyk. Hierdie is wat vir my voorlê en ag, dankie vir die mooi weer. En jammer, het ek my meer verloor met die taxi wat langs my ingejaag het. Ek is bekommerd oor my neefie of niggie wat dalk deur iets gaan. Wanneer as jy net 'n eerlike gesprek met God gehad? Net 'n opregte gesprek. Dis asof God daar sê, kom sit by my en praat met my. Kom ons praat oor jou lewe. Kom ons gesels eerlik. En wat ek gou vinnig hierso nou wil doen, want dit is 'n familiediens. Okay, dis die laaste keer wat ek dit sê, want ek herhaal dit nou baie. Met 'n familiediens is daar altyd iets wat ons bietjie amper interaktief doen. Partykeer is dit 'n gebed, partykeer is dit dit, dat. Ek wil nou vandag vir julle herinner aan Saggeus. Sonder om die preek heeltemal oor te slaan na 'n ander preek toe. Maar in kort, Saggeus wou vir Jesus gesien het en gehoor het, hy het in 'n boom geklim, Jesus het hom raak gesien en gesê, vanaand eet ek by jou. So in julle gesinne, of egpare, of as jy 'n vreemdeling langs jou het, wil ek hê, jy moet vir jouself, of net so 'n bietjie onder mekaar gesels oor die volgende. As Jesus nou langs jou kom sit het, as hy vir jou sê, ek eet vanaand by jou, wat sal jy vir hom sê of vra? Jy kan enige tyd met hom praat, in elk geval in gebed, maar as Jesus nou hier instap en hy kom sit langs jou, of hy sê, ek kom eet vanaand by jou, wat sal jy vir hom sê of vra? Kom ons gee so 'n paar minute vir dit.
daar's nog so 'n paar mense wat nog so 'n bietjie gesels, maar ek gaan so lank begin aanbeweeg. Ek het hierdie selfde storie en hierdie selfde vraag nou al by die jeug gedoen. En ek dink 'n hele klomp jaar terug dalk in 'n diens ook, maar ons was by Imagine gewees in 2010 dink ek was die eerste een. En toe hanteer hulle juis Saggeus die verhaal. En hulle vra toe hierdie vraag vir die een ou. En hy sê, okay, maar wat sal jy dan nou, sal jy vir Jesus sê of vra? En hy vat die mikrofoon so en hy sê, sorry. En dit som eintlik dit baie mooi op. Maar dis nogal 'n ander hoek wat mense op het vat as jy sê, om eerlik te praat met die Here, as jy so 'n aktiewe dialoog so kon gehad het. Want die Here praat met elkeen van ons. Dit is 'n dialoog. Dit is 'n gesprek. Maar partykeer verval ons ook in 'n amper 'n rympie in as ons bid. Wat is die goed wat ek voor moet bid? Maar as ons bietjie kyk na hierdie teks en ons besef maar, sjoe, daar's meer as net godsdiens wat ons moet beoefen. Ons moet in 'n lewende verhouding met die Here werk. Dan moet ons oop en eerlike gesprekke met God te kan hê. Hy's nou hierso, as julle net kan. So die volgende ding wat opduik is, God wat sê in vers 16, julle moet julle was en julle skoonmaak. Dit is wat julle moet doen. Julle moenie aanhou om slegte dinge te doen nie. Julle moet ophou om verkeerd te doen. Ek het hande gesit waar daar was, want julle onthou in COVID tyd, hoe baie ons hande gewas het, en ek dink hierdie is eintlik nog steeds van COVID af wat hy hier staan, maar dis om ons te beskerm, dis om ander te beskerm, en so ook in ons geloof. God het vir ons sê, maar maak jouself skoon, maak jou gees skoon. Jy kan dit nie self doen nie, jy kan vir hom vra, Here, vergewe my. Wat moet ek verander in my lewe? En die Here reinig ons dan. Dit sê ook daar in een van die laaste verse, hy sê, ek sal julle red, of julle reinig. Vandag doen ons soms dieselfde. Ja, ekskuus, net gou 'n laaste punt wat ek hier daar wil sê, ek het nou dit raak gesien daar. Om dit te doen, is so eenvoudig, maar so moeilik. Om regtig met die Here te praat oor jou diepste goed wat jou skaam maak, die goed wat jy dalk nie wil deel met ander mense nie. Dit is so eenvoudig, maar so moeilik. Ons doen vandag baie dieselfde. Ons praat oor Jesus, ons kyk ander mense af. Ons bid vir vrede, maar ons hou nog wrokke. Jy soek revenge. Ons sê ons glo in liefde, maar ons skiet vinnig uit die heup uit met kritiek. Ek het gesê, ek gaan nou maar bietjie deel oor my sondes. Daai is ook nogal enetjie wat ek myself gereeld mee moet vang. Kritiek is 'n lelike ding. En die Here sê vir ons, reinig jou. Hy wil hê ons moet uit die hart uitleef. Ons godsdiens uit die hart uitleef. Wanneer jy kerk toe kom, dan kom jy nie kerk toe oor dit 'n tradisie is nie. Wanneer jy offergawes gee, ek het gesê met die offergawes ons gaan terugkom daarna toe. Wanneer jy offergawes gee, doen dit met die gesindheid van, dis 'n offer wat ek aan die Here na toe terugbring. Wanneer jy voor aandete bid, moenie net bid omdat oupa en ouma en pappa en mamma en almal jou al die jare geleer het, jy moet bid voor ete nie. Maar bid met die gesindheid van, Here, ek is regtig dankbaar vir hierdie kos wat ek nou het. Waarvoor ek moes werk, maar U het voorsien. Maar die goeie nuus is, hy wil ons nie net skoonmaak nie. Hy wil met ons van voor af begin. Ons praat van genade. Ons is gered deur genade alleen. Die Here wil van voor af met jou begin. Hy wil van voor af met my begin. Daar waar ek kort kom, daar waar ek foute maak, daar waar ek 'n wrok hou teen my buurman, daar wil die Here ook met my oor begin. Hierdie is al die opsomming van vanoggend. As jy miskien later huis toe gaan, wel, jy gaan huis toe, ek weet nie of enige van julle gaan slaap nie, en die tykers. As jy huis toe gaan, en jy voer 'n eerlike gesprek met God, onthou hy sê, kom dat ons die saak uitmaak. Hy wil met jou werk.
Ons bely ook ons sonde te midde van 'n vryspraak. So ons weet die Here vergewe ons, maar ons vra vir vergifnis. Ons neem ons lewe onder oë. Vir die kinders, dit beteken ons watch yourself. Ons maak seker ons op die regte pad. En kom ons wees eerlik met onsself dan. Ek wil julle bring by hierdie. Dit is waar is myne nou? Toe my is op die skerm. Julle het in die aankondigings dit gekry. Dis ietsie wat ek vir julle wil gee as 'n oefening wat jy kan gaan doen by die huis. Jy kan dit doen op jou eie of as 'n gesin. 'n Labirint en 'n doolhof. Dis bietjie verskillende goed. 'n Doolhof verdwaal jy. 'n Labirint, daar's 1 punt uit of in en 1 punt uit. So jy kom in die middel uit. En ek wil jou uitnooi, veral die wat kinders het, stap met jou vinger daai labirint. En sodra jy kom by daai emoji, daai gesiggie, dan kyk jy wat se deel van 'n gebed kan jy daaronder gaan doen. Dan stap jy met jou vinger bietjie verder. Ek kan seker maar weer te maak ook wie se vinger gebruik word daarvoor. Dan kom jy by die volgende een en dan is daar 'n volgende vraag. Volgende prompt. En ek wil julle uitnooi dat julle dan deur dit werk en dan daarna ook 'n eerlike opregte gesprek met God hê. En vra Here, wat in my lewe? Wat in my lewe moet ek verander? En soms is dit iets kleins, soms iets groots. Ek het ook huiswerk. Ons almal het huiswerk. Ek het nie as prins nou gekyk dan. Ek kyk so direk vir Dominee Martin en ek sê ons almal het huiswerk. Ek wil net my slotgedagte is net die Here soek nie perfekte mense nie, hy soek eerlike mense. Mense wat eerlik is met homself en met hom. Hy soek hande wat wil leer, wat wil luister en voete wat bereid is om te beweeg. So ons moet gaan doen. Kom ons maak die saak uit met die Here. Ons praat met hom daaroor en dan begin ons weer. Dis my gebed en my boodskap vir julle vir vanmôre. Amen. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Here, dankie dat ons kan weet U is so lief vir ons, dat daar waar ons foute maak en daar waar ons kort kom, daar sê U nog steeds, kom ons wees in 'n eerlike gesprek met mekaar. Kom ons praat eerlik oor ons lewens. En dankie dat U dan ook nou nog sê, ek wil nuut begin met jou. Ek wil van voor af begin met jou, want ek is lief vir jou. En Here, my gebed is ook, dat mense nie hier sal uitstap, die kinders hier sal uitstap en sal voel, dit was 'n skeldiens of 'n raasdiens nie, want dit is nie wat dit is nie. Hier is eintlik om onsself te herinner, daaraan dat ons ook soos die mense in Jesaja se tyd, in sy konteks, ook onsself moet dophou. En dat ons sal onthou dat U raas nie nou met ons hier, asof dit 'n hof is nie, maar U reik uit na ons toe. En U sê, julle is my verteenwoordigers op aarde. Dankie vir U liefde. Amen.